That's a bit of that. That's going to take us a very long time. We started this Bible study a year ago, France, and we've done Genesis and we've done John, and we've been at it for a year. So how much Psalms is going to take us a long time. I think we should do it in a small group, though, don't you think? Yeah, I'm really gunning for that. Okay, fantastic. I'm personally would love to do the prophecy books in a Bible study, but I mean, also I think that's one for a discussion group, not for an online one like this. Yeah. Well, just shout, I'll come, we can Brian, we can talk. There we go. There we go. All right. So, ek gaan vir ons net open met gebed. Dan kan ons begin. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons u woord het. Dankie Here dat u woord behoue gebly het deur die eeue. En Here dat ons die luxury kan hê om dit in ons eie taal te bestudeer en verskillende perspektiewe daarop te hê en soveel dinge kan oorweeg, Here. Dankie vir die kennis wat besig is om uit te kom en argeologiese kennis wat elke aspek van u woord staaf, ons Vader. Hemelse Vader, ek vra dat U ons sal seën en ons harte sal oopmaak soos ons hierdie pragtige stuk van die verhaal van Jesus bestudeer vanaand. Here, as hierdie nie gebeur het nie, het ons niks gehad om in te glo nie. Ons sou geen hoop en geen redding gehad het as hierdie gebeure wat ons vanaand lees nooit gebeur het nie. Here Jesus, so baie dankie dat U hierdie verskriklike marteling deurgegaan het en dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat U dankie dat U die oorwinning behaal het en dat ons as gevolg van U oorwinning in hemelse plekke kan wees. Ons dank en eer U naam, ons Vader, in Jesus naam. Amen. 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 Okay, ek het amper gedink is 'n Arabier wat hier by ons aansluit, maar ek het die kode gekraak. Hallo Idur. Okay. Nader baie welkom. Okay, so kom ons begin nou. Okay. Nou ouens, ek dink hierdie opstanding van Jesus, as dit is die kern van ons Christelike geloof. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, het ons niks gehad om in te glo nie. En aangesien jy weet en ek gaan nie vraag vra, maar ek bedoel as dit die kern van ons geloof is, hoeveel maak dit sin dat die vyand dit hierdie skrif gaan aanval? Dis amper logies, want as hy die opstanding van Jesus kan diskrediteer, dan het ons niks om in te glo nie. Dan it's all null and void. Everything we believe in is null and void if Jesus did not rise from the dead. So kom ons lees gou net die teks vanaand en ons gaan bietjie praat rondom die aanval wat daar op hierdie verskillende hierop is. En ek hoop julle ek sal bly wees as julle dalk by ander evangelies ook kan oopmaak. Ons gaan bietjie praat daaroor. Maar kom ons lees Johannes 21, Johannes 20, korreksie. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie.
Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek nie weet waar hulle hom neergelê het nie." Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." Maria Magdalena het aan die disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disipels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande en sy sy. En die disipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: "Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou." En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." En 8 dae daarna was sy disipels weer binne en Thomas was saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en in hulle midde gestaan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." En Thomas antwoord en sê vir hom: "My Here en my God." Jesus sê vir hom: "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het." Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam.
Okay. Nou ek wil teruggaan in die teks na 'n paar dinge toe. Het een van julle dalk die Rudy, ek weet nie, het jy dalk Matteus by jou? My vriend, ek is baie eerlik met jou, ek het niks by my nie. Okay. Alright. Goed. Solank jy jou brein by jou het. Nou, as ons gaan kyk na die opstandings van verhale, ek dink is Matteus 28 as 26 of 28 as ek nie 'n fout maak nie, but ons lees amper 'n ander storie in Matteus en ons lees amper 'n ander storie in Lukas en ons lees amper 'n ander storie in Markus, want hierdie evangelies se storie stem nie ooreen nie. As ons gaan kyk na Matteus 28, dan die vroue wat daar was, Matteus praat van Maria Magdalena en Maria wat een van die ander disippels se moeder was, die ander Maria. Okay? Markus praat van Maria Magdalena, Maria en Salome. Lukas praat van hulle en ander saam met hulle, maar Johannes praat net van Maria Magdalena. Matteus praat van 'n aardbewing in 28 vers 2. Maar nie Markus, Lukas of Johannes praat van daardie aardbewing nie. Oor engele praat Matteus van 'n engel en Markus praat van 'n jong man in 'n lang wit kleed. Lukas praat van 2 manne in blink klere en Johannes praat van 2 engele. En dan hierdie hele interaksie met Maria Magdalena. Matteus praat nie daarvan nie. Markus maak melding daarvan, maar hy gee nie detail nie. Lukas noem dit nie en Johannes het 'n hele lang stuk daaroor. So hoe verdedig jy hierdie, wat sê jy vir mense as hulle die Bybel aanval of as hulle die opstanding aanval? Jy weet, nie al die details in een van die 4 evangelies is dieselfde nie. Hoe verdedig ons dit? Nick. Yes, Frans. Okay. There's always the truth has many versions, and then the version. So in other words, if I go out and I see the sky's a pink tint, the next person that goes out won't see that pink tint, will see a different color. Yes. It's how we interpret what our eyes see. Okay. All right, but let's start with the earthquake. Let's before we even speak about the women who were there. Let's start with the earthquake. Only the gospel according to Matthew mentions the earthquake. So why the earthquake? Okay, my opinion again. If you've ever been in an earthquake situation, yes, you are, excuse the language, but shit scared. Our minds are such that we tend to block out the things that we cannot explain or cannot handle. Okay, all right. So let's consider the earthquake. Was there a function to the earthquake? Even though Matthew mentions it and the other Gospels don't. Was there a function to the earthquake? Personally, I believe so. And the function was that, okay, twofold. One, that the earthquake ran from the cross all the way down to the temple, which they tore the curtains from the bottom to the top, not the top to the bottom, the bottom That's to right, the top. But that was during the crucifixion. And
it's, in my opinion, it symbolizes Jesus' descent down to hell to take the keys of hell away from Satan. Okay. Okay. I mean, So- if you look at it, if you look at it, even today, that's why I love the Bible. It's ready for today as it was then. If you say to somebody, "Good, Jesus went down to hell," okay, how did he get there? Where's the evidence? How did he get there? Where's the gate that he used, or where's the opening? You understand? Yes. So, in my opinion, the earthquake. Obviously, earthquakes don't just, well, some of them are supposed very mild, but then the earth shudders. But an earthquake splits the ground. That's symbolizing the entrance that Jesus used to go and fight the Yes. evil one. Okay. All right. Now, if we speak about the earthquake in Matthew on the morning of the resurrection, I want to venture and say the venture or the purpose of that earthquake was so that the grave could be open, and not to let somebody inside out, but to let witnesses in. Okay. Jesus definitely didn't need somebody to roll away a stone for him at this point of time. I mean, we just read in this chapter, like, closed doors that don't apply to him anymore. Agreed. Okay. So the function of the earthquake, I would say, was to allow witnesses to see that this grave is empty now. They put Jesus there, but now it's empty. Okay. That's Okay. logical. Okay, Rudy, jy wou nou iets gesê het, my maat. Ekskuus, ek het nou nie Bybel by my nie. Is Wie okay, saam my met maat? Petrus? Wie saam met Petrus na die graf gehardloop? Johannes. Johannes. Okay. So Dit kom Sal kan praat maar. dis my baie interessant dat Johannes daarby dink om by hierdie evangelie, toe hy hierdie evangelie geskryf het. Dis my baie interessant dat Johannes besluit het om tog 'n stukkie daarbey in te sluit dat hy vir Petrus weggehardloop het. Dis my baie snaaks. Die bragging rights. Die bragging Bietjie rights. bragging Nee, maar rights. Ja. Ek dink dit kom baie op dieselfde neer oor die kruisiging, jy weet. Johannes was by die kruisiging geweest. Johannes was daar by die was eerste een wat by die weggerolde klip aangekom het. Die ander Een van die disippels, ja. Ja, die ander disippels was nie daar nie. So dit was nou net die heersy van weet van Petrus en van wie ook al gesê het hulle was daar. So basies wat moontlik is, nê, nee, wat vir my kop vir my so die vrouens was byvoorbeeld daar wat gesê het hulle daar was, nê? Nee? Ja. En maar die disippels het gehoor wat daar gebeur het van verskillende sources af. So Okay. Markus, ja. Matteus was waar die aardbewing was, korrek? Matteus, nee. Matteus praat van die aardbewing. Ja. So hy het toe gehoor wat daar gebeur het van Savanja of wat sê 'n ander vrou se naam? Jy weet sy Maria Magdalena, Maria Salome, ja. Salome. So hy het toe iets gehoor van Salome af. Hy het iets gehoor van Magda af, hy het iets gehoor van Petrus af en hy het iets gehoor van Johannes af. Jy weet, en hy het sy version daarvolgens neergeskryf. Saam met Markus, saam met Lukas. Petrus het nou ongelukkig nie gepraat oor die jy weet die opstanding nie, maar dit het uit verskillende jy weet monde uitgekom en verskillende maniere het mense het op 'n verskillende manier geervaar. Selfs so Sondag as jy in die kerk is, jy aanvaar die Heilige Gees anderste. Miskien het Maria 'n aardbewing ervaar.
maar die ander het dit nie ervaar nie. Jy weet dit is en sy het dit vertel aan Matteus. Dis kom Matteus dit in die woord gesit het toe. Ja. My toesens. Nee, dis 'n goeie toesens. Dis 'n baie goeie toesens, my maat. Okay, dan nou kom ons gaan 'n bietjie verder met hierdie ene. Okay, so dis baie interessant dat Johannes dit goed dink om daai bragging right in te sit dat hy vir Petrus weggehardloop het. Maar ek wil hê ons moet eers ding verstaan. Op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena en die ander vrouens vroeg terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Toe hardloop Maria Magdalena en gaan sê vir Simon Petrus en vir Johannes. Nou Salome en ander Maria is nou nog daar by die graf. Okay? So onthou dit. Okay, en die ander dis baie interessant, die ander evangelies praat van die wagte wat daar was. Okay. Nou hierdie wagte was Romeinse wagte gewees. Dit was vir hulle strafbaar met die dood om hulle graf of hulle dienspunt te verlaat. Jy weet, en hier kom die engele en ek dink dis Matteus wat sê en hier verskyn hierdie engele en hulle het soos dooies geword. Okay. Ek gaan later terugkom oor na die twee wagte toe want hulle is actually baie belangrik in die storie. Maar ek wil hê julle moet so vinnig telling hou van die aantal witnesses van die leë graf op hierdie stadium. Ons het vir Maria Magdalena wat 'n leë graf gesien het, vir Petrus, vir Johannes, vir ander Maria, vir Salome en 'n aantal ander vrouens ook, plus 2 wagte wat nou weet daar's 'n leë graf. Okay, so ons staan al by 7 getuies. Okay. So baie mooi wat Johannes vir my sê is hier aan die einde van vers 8. Daarop het hy ook die ander disipel wat eers by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. So hierdie ouens, weer eens ouens, onthou, hierdie disciples was shattered toe Jesus dood is. So hulle is op hierdie stadium baie surprised, maar in hierdie oomblik verstaan Johannes en Petrus. Nou verstaan hulle. Okay. En hulle het weer huis toe gegaan. Maria het buite die graf gestaan en ween. So hulle het nie vir haar gesê, okay, hy het opgestaan nie. Okay. Maar ek wil hê ons moet bietjie kyk na vers 14. En toe sy dit gesê, draai sy om agtertoe en sien vir Jesus staan en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Vers 15. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria," sy draai om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." Ouens, hoekom is hierdie stukkie so belangrik? Hierdie gebeurtenis wat Jesus vir Maria sê, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Nick? Yes. Ek weet waarheen jy gaan met dit, né? Ek dink nie onthou hierdie is 'n openbaring, dis nie iets wat geleer word nie, né? Okay? En ek dink nie jy moet in daai rigting gaan nie. Okay, watter rigting gaan ek? Oor
hoekom hy vir Maria gesê het hy moenie aan hom raak nie. Okay, ek weet nie watter rigting dink jy gaan ek nie. Ons het al die gesprek gehad. Oor die beweegoffer. Ja. Ek dink nie dit is iets wat gebruik jou eie diskresie, maar ek dink nie Okay. is iets waaroor moet praat nie. Noted. Ja. Noted. Okay. Goed. Nou ek hoor wat jy sê Rudy, maar dit is vir my krities dat ons hierdie moet verstaan. Nou as jy gaan kyk na die Joodse feeste, daar's die Pasga, dan is daar die fees van die ongesuurde brode en dan op die eerste dag na die Pasga is die Joodse fees van first fruits, die eerste vrugtefees. En op die fees wat jy gedoen het is jy het die eerste gerf van jou oes gebring en die priester het hierdie gerf gewaai voor die aangesig van God. En alles wat Jesus gedoen het was vervulling van profesie. So op hierdie stadium moenie aan my raak nie want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, ek het nog nie die beweegoffer gebring nie, ek het nog nie vir God gaan wys ek het opgestaan nie. Dit is baie belangrik hierdie dat die dat hoekom Maria nie aan Jesus moes geraak het nie, want dit sou nie reg gewees het nie. Okay. Gee my net gou 'n sekonde. Ek wil net gou iets check. Ekskuus, ek vra net gou vir oom Google iets. Net 'n oomblik. Jy kan dit vergelyk, Levitikus 23 verse 9 tot 14, Deuteronomium 26 verse 1 tot 10 en Numeri 18 vers 12 tot 13. Okay. So Maria het die disippels gaan vertel en dat hy dit vir haar gesê het toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan. Nou praat met my, wat gaan hier aan? Wat dink julle? Sorry, just give that question again. Okay, so Jesus is now standing in their midst. He entered the room through a closed door, or he appeared in a closed room. What do we need to take from this? Okay, can I just go back one thing? Absolutely. Okay. Please, Frans. Sorry, I'm a bit slow today because I'm looking at 3 different Bibles. But the bottom line is if I look at the study Bible says that Jesus told Mary Magdalene not to touch him or cling to him because his resurrection work was not yet complete. So the resurrection was not completed until he had gone to the Father. That's right. Is that what you were saying? Sorry, my God. That's basically what I was saying. Yes. All right. Now the next one. All right. The next one is sorry. Give me the next one again. Okay. So we're in verse 19 now. That Jesus that they were in a closed room out of fear of the Jews, and the door was locked, and Jesus came and stood in their midst. Okay.
And are you asking How what? is that possible? How is that possible? All things are possible through God our Father. Mm-hmm. Okay. But what I And wanted what I want us to know here, Franz, or what I think we should understand here is that Jesus now has a different kind of body. He has a glorified body now, which yeah, I think you know, and in Afrikaans we say 'n verheerlikte liggaam, a glorified or a I don't know how to translate it. Okay. So, I mean, if we read in the other Gospels, he was on the same day he had appeared to Mary, and on the same day he also appeared to travelers on the road way out of Jerusalem. yeah. So the normal what I want to say here is I think the normal ordinary rules of physics do not apply to this glorified body of Jesus anymore. Well, without getting too scientifically, Uh-huh. how can I put this without getting myself stoned to death? Uh, I don't think it will happen here. uh, his body had to be of such that he could, where the physics don't apply. Because Uh-huh. if physics still applied, physics as we know it still applied to people after they died, this world would be very, very full. Uh-huh. So, Okay. again, in my opinion, he was showing the disciples and us later in years of when we read it that through God all things are possible. Okay. Yes. Okay, let me give you an example. I got a friend um, who was in a serious accident, Okay. but the doors were locked on his car. But they found him in the ditch across the road, unhurt. But his car was a total write-off. If he had been in the car, he would have been dead. Uh-huh. But now this guy, again, it's a BMW. It automatically locks. When you get to a certain speed, it locks. Uh-huh. Uh-huh. How then you understand? And yes, he is a very good born again Christian, very very good. And he's on fire like it's never been before. I've seen. Now, how did he get out of the car and lock the door at the speed that? Yeah, He was going. yeah. There had to be a godly presence to do that. Uh-huh. And therefore, I still say, and I still say, even before I gave my life back to God, I always said, through God, all is possible. We might not be able to explain it as humans, Uh-huh. but through God, it is possible. Yeah. A while back, earlier in the chapter in the Gospel of John, where we read the story about the storm on the lake and Jesus walking on the water. That is one of the signs that John tells us about, that the other Gospels also tells us about. But go read that text, go read that story again, Franz, and it says Jesus climbed into the boat, and immediately they were on the other side. Yes. So it's interesting to me how the Gospel of John focuses both on the human but also the godly nature of Jesus, more so than Mm. some of the other Gospels. Okay. Okay. Um, so, sorry, I just want to get back into the text quickly. Okay. So, also another thing that
that John does more than the other gospels. And the whole of chapter 21 that we're doing next week, die hele hoofstuk 21, praat oor 'n interaksie van Jesus met die disippels wat geen ander evangelie van praat nie. Baie van die ander evangelies hou op by Jesus het gesterf en hy het opgestaan. En dis die einde daarvan. Maar Johannes vertel vir ons van hierdie interaksies, meer as die ander nadat Jesus opgestaan het. Meer as die ander evangelies. Soos ek bedoel die eerste aand toe Thomas nie daar was nie en 8 dae later toe Thomas wel by was, toe Jesus weer aan hulle verskyn het. Ek weet nie of julle iets wil uithaal in hierdie stukkie oor Thomas nie. Wat ek net daaroor wil sê is, wat Jesus daarso sê, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En ek dink Jesus praat van ons. Hierso, geseënd is die wat hom nooit gesien het nie, en nog steeds glo. Okay. Okay. I agree with that one. Okay, ek weet nie ouens, dis vir my die einde van hierdie basies omtrent by die einde wat ek te sê het vanaand. Maar ek weet nie, is daar ander dinge wat vir julle uitgestaan het in hierdie hoofstuk? Okay, all right. Frans, may I please ask you if you will close in prayer for us in that case? Okay, no problem. Thank you, brother. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity we've had to study your word. You say, Father, we need to seek you, and then all else will be given unto us. So, Father, we praise your name that we are able to spend time with fellow Christians and seek you, Lord. Figure out the understanding that you want us to understand in each of your scripts that you give us, Lord. Father, I ask you to go with each and every one of them. You know what is on their hearts. You know what they need. I ask you to give them their daily bread, Lord. And I ask this in thy precious and wonderful name, Lord. And as we go through the rest of this week, I ask you to lay your guiding hand over all of us and look after us. We ask this in thy precious name. Amen. Amen. Dankie almal, rustige en geseënde aand. Dankie julle, lekker slaap. Dankie julle, lekker slaap.